En hallo daar leerders. Vandag kyk ons na die eksterne vraestel wat ons matriek geskryf het, maar hierdie keer vraestel 2. Jy kan sien die gemeenskaplike rekord eksamen September 2024. Alright, kom ons begin sommer hierso. Afdeling A, vraag 1. Watter een van die volgende stellings hieronder hou verband met biologiese evolusie? Kunsmatige seleksie? Nee, dit is waar mense by betrokke is. Mense hou van die nee. Moderne spesies het uit vroeëre spesies ontwikkel. Daar is definitief jou opsie, dit is C. Volgende enetjie RNA verskil van DNA deurdat dit timien kom by DNA voor, die oxyribose kom by DNA voor, DNA is 'n dubbelstring, dit is D hierso, né? Uracil en ribose, albei van hulle is deel van RNA. 1.1.3 bloedgroep AB is 'n gevolg van volledige dominansie, onvolledige dominansie, kodominansie of polygeniese erwing. Oor erwing wat ons daarso het. Nou onthou, kodominansie beteken wanneer beide eienskappe ewe sterk is en kom voor. Onvolledige dominansie is wanneer daar 'n vermenging is, maar in hierdie geval in hierdie fenotipe is bloedgroep A en bloedgroep B word uitgedruk. So dit is C, dis kodominansie hierso. Dan hierso die kromosoomkomplement van die menslike individu wat 'n X-kromosoom van die vader geërf het. X-kromosoom van die vader, dit wil sê van die moeder af kan jy mos net X'e kry. So as daar X kom van die vader, moet die geslagskromosoom 'n dubbel X wees, soos een van daai twee opsies. Maar ons weet ons sit met 46 kromosome en nie 48 nie. So jou korrekte antwoord is hierso is 44 plus daai twee geslagskromosome, dit gee vir jou 46. So dis A. 1.1.5 bewyse wat die evolusieteorie ondersteun word verkry deur die struktuur van die voorpote van werveldiere te bestudeer. Alright, in die verlede het ons gepraat van homoloë strukture en analoë strukture, maar daai twee terme uiteindelik verval en is vervang met actually modifikasie deur afstamming. Okay, so dit is B wat hier so is. Alhoewel jy nog homoloë strukture die term veronderstel is om te ken, met ander woorde strukture met soortgelyke bou maar verskillende funksies. Dis homoloë strukture, want dit is 'n aanduiding van 'n gemeenskaplike voorvader, maar hulle val onder resorteer onder die bewys modifikasie deur afstamming, soos B. 1.1.6 die waarskynlikheid dat twee heterogotiese ouers 'n homogotiese dominante nageslag sal hê. Onthou heterogotiese ouers gaan 'n hooflettertjie klein lettertjie maal 'n hooflettertjie klein lettertjie wees. So as julle kan ek sê julle kruisings baie goed ken, dan behoort julle eintlik te kan uitwerk dat dit 'n 25% kans hê. Ek kan sommer nou vir jou sê jou genotipe gaan 1 tot 2 tot 1 wees, jou fenotipe gaan 3 tot 1 wees. Alright, maar daai 1 tot 2 tot 1, een van hulle gaan homogoties dominant wees in die genotipe en dis 25%. Alright, 1 van 4 maal 100 gee vir jou 25%, so dis C. 1.1.7, watter een van die volgende is 'n voorbeeld van kunsmatige seleksie? DDT weerstand in muskiete. B, die ontwikkeling van verskillende skilpadspesies vanaf die gemeenskaplike voorvader, die afnemende effek van antibiotika en die teel van melkbeeste om melkproduksie. So as jy beeste teel, beteken dat mense is daarbey betrokke en kunsmatige seleksie is waar mens betrokke is. Hierdie is natuurlik, daai is natuurlik en daai is natuurlik. So dis D, 1.1.7 D. 1.1.8 die grafiek hieronder toon die tempo waarteen evolusie in 'n vlinder spesie plaasgevind het. Nou daar's twee tempos van evolusie. Die een is wat val onder Darwinisme, wat gradialisme genoem word. Maar dit is een lyn wat reguit oploop. Hier kan ek sommer my kruite gebruik. Dis een lyn wat reguit oploop so. Dis gradialisme. Die ander ene is wat 'n ander perd voorgestel het. Dit staan bekend, Stephen Gould, by the way, is die ou. En dit is hierdie enetjie wat hulle voorgestel het. En dit staan bekend as gepunte ewewig. Waar basies vir jou sê, daar's kort tye waar daar veranderinge plaasvind, dan is daar lang tye waar onveranderheid, kort tye van verandering, lang tye van onverandering ensovoorts. Maar dit staan bekend as gepunte ewewig. Dit is hom daai. Alright, kom ons skuif aan. 1.1.9, die diagram hieronder toon die DNS profiele. Hier kan ek sommer weer die pen gebruik. Onthou as jy werk by die kind en die moeder, moet die streepies kode wat op die kind se streepies kode voorkom, daai individuele gene wat aangedui word op die kind se, moet of op die moeder se voorkom
of dit moet op een van hierdie vaders in voorkom. So jy moet nou bepaal watter een van dit is. Kom ons kyk na daai eerste streepie. Daar is hy, maar hy kom ook op die moeder voor. So jy kan nie hom gebruik om by die man te gaan uitfigure, want hy kom klaar by die moeder voor. Die volgende streepie however kom nie by die moeder voor nie, maak so 'n stippeljntjie. En jy moet dit dan by die mans gaan soek. Nou daar's ons ene, met ander woorde man 1 is 'n opsie en daar's die volgende ene. So man 3 is 'n opsie. So jy kan klaar hierdie twee mans kanselleer. OK? Want daai streepieskode word nie aangetref op man 2 en man 4 nie. Nou kom ons gaan aan. Daar's nog 'n streepie wat nie op die ma voorkom nie. So maak 'n stippeljntjie daar. So met ander woorde, dit moet op een van hierdie twee mans voorkom. Dit kom nie daarvoor nie, maar dit kom, kyk hoe krom is daai ding, maar dit kom wel daarvoor. So jy hoef nie eens verder te kyk nie. Man 3 is beslis die vader. So jou antwoord gaan, kyk hoe lelik is daai. Jou antwoord gaan C wees daarso. Alright. Kyk, kom ons kyk aan. Dis veelkeurige vragies agter die rug. Ek hou mos altyd van hierdie vragies. 'n soortgelyke groep organismes wat kan inteel om vrugbare nakommelinge voor te bring, dis 'n spesie. Okay? 1.2.2 die biotechnologiese produksie van genetiese identiese nageslag, dis kloning. 1.2.3 die algehele verdwyning van 'n spesie van die aarde af. Hier kan jy sê of uitsterwing of jy kan sê uitwissing. 1.2.4 alternatiewe vorme van 'n geen wat op dieselfde locus aangetref word. Onthou net 'n locus is die posisie van 'n geen op 'n DNA string en dan kry jy verskillende forme. Nou hulle kan alternatief wees of hulle kan dieselfde wees, maar dit is 'n allele, hoor, allele. As allele dieselfde is, dan kry jy mos homosegoties en as allele verskil, dan kry jy heterosegoties, maar alternatiewe forme of dieselfde forme gaan nog steeds vir jou allele se antwoord gee. Of allele. 1.2.5 'n seltoestand waarin die kern 'n enkele stel kromosome bevat, dit is haploïd. Onthou 'n sel met 2 volledige stelle, dit is diploïd, maar enkele stel is haploïd, soos wat jy in jou spermselle en jou eierselle aantref. Die opening aan die basis van die skedel, dit is so 'n gewilde vraagie, dit kom ook altyd iewers in as 'n antwoord, dis jou foramen magnum. Die teel van organismes deur mense om 'n gewenste fenotipe te bereik. Nou dit is kunsmatige seleksie. Nou sê ek baie keer as jy deur goeters gaan, gele ek sal vir julle antwoorde reeds vroeër en daar kan jy dit sien. 1.1.7. So as jy 1.1.7 korrek gehad het daar, dan moet jy definitief hierdie antwoord hierso korrek gehad het hierso by die teel van organismes deur mense ensovoorts. So dis kunsmatige seleksie. Die familie waaraan mense behoort, dis Hominidae. Okay, Hominidae, onthou net om dit met die hooflettertjie H te spel, nee, want dit is almal familie. 1.3, die wetenskaplike wat die wet van segregasie voorgestel het, wel dis nie een van hierdie twee nie, hoor, hierdie ouens het te doen met evolusie. Dit is Mr. Gregor Mendel. So dit is geen een. Dan 1.3.2 die fisiese en funksionele uitdrukking van 'n geen. Dit is jou fenotipe, né? Omdat jou genotipe is jou fisiese kode, die letters wat die allele gaan voorstel, maar die uitdrukking van daai allele, dit staan bekend as jou fenotipe. So dis slegs B in hierdie geval. 1.3.3 voorbeeld van 'n reproduktiewe isoleringsmeganisme, teel op verskillende tye van die jaar, beslis en dan aanpassings by dieselfde bestuivers glad nie. Die rede hoekom hulle hierdie ene ingesit is om julle 'n bietjie uit te gooi, maar as daar gestaan het verskillende bestuivers, dan was beide A en B van toepassing in hierdie geval. Maar omdat daar staan dieselfde, is dit definitief nie 'n voorbeeld van 'n reproduktiewe isolering nie. Alright, so in hierdie geval is dit slegs A. 1.4, hier sê hulle nogal vir jou die diagram hier onder toon 'n kort gedeelte van die DNS-molekuul. Nou wat is die natuurlike vorm van DNS-molekuul? Ook ietsie waarvoor hulle altyd lief is, ons weer eens sê, dubbele helix. 1.4.2, identifiseer deel A, as ons kyk na deel A, omdat die stikstofbasisse heg aan jou suikers. So omdat dit DNS-molekuul is dit deoksiribose. Alright, jy kan nou hakkies sit jou suikergedeelte as jy na die tyd wil insit, maar deoksiribose is die meer korrekte antwoord, die meer aanvaarbare antwoord. Die stikstofbasis B, nou ons weet ons stikstofbasisse paar altyd af om ons trappe van ons leer te vorm, en dit wat altyd aan timien koppel is adenine. Maar jy kan nie die letter A gaan skryf nie, want daar staan duidelik die volle naam word vereis, soos adenine. Dan C, verbinding C, die verbinding wat stikstofbasispare mekaar koppel is waterstofbindings.
1.4.3 gee een sigbare rede waarom die diagram hierbo DNS molekules. Jy kan nou nie slim raak soos een van my leerders geskryf het, want dit word gesê in die begin nie. Nee, jy kan nie dit sê. Dit gaan oor die diagram. Okay? Jy moet vrae beantwoord op grond van die diagram. So die mees waarskynlikste antwoord is natuurlik die teenwoordigheid van timien wat jy daar sou het. En dan die ander ding wat jy kan sê is omdat dit 'n dubbelstring is. Alright, net omdat hulle gesê het dit praat hierso van 'n molekuule. 'n DNS-molekuul. Dis eintlik snaaks, ek moet net sê is DNS-molekuul eerder. Maar dubbelstring, jou sekondêre antwoord, maar primêre antwoord moet wees die teenwoordigheid van timien. Noem een plek in die menslike liggaam waar hierdie tipe nukleiensuur gevind word. Wel daarso kan jy definitief gesê het of die selkern of jy kan gesê het jou mitokondriums. Alright. Volgende 1.5. Nou ons sê altyd onthou die word nie verwag om die kruisings te doen deur die ouers met mekaar en die F1 generasie te bepaal nie, maar jy moet dit kan interpreteer. Alright. So hierso sit jy met 'n hybride kruising waar jy sit met kleur en jy sit met vorm. So rooi vrugte, hoofletter R, is dominant oor geel vrugte en dan ronde vrugte, hoofletter B is dominant oor peervormige vrugte, klein lettertjie B. Twee plante wat heterozigoties is vir beide eienskappe is gekruis. Nou vra hulle hierso, noem die fenotipes van die ouers. Nou, as hulle heterozigoties is, beteken dit dan moet 'n groot R, klein r en 'n groot B, klein b wees, terwyl die ander ouer ook groot R, klein r gaan wees en groot B, klein b gaan wees. Omdat elke eienskap ons verteenwoordig deur twee allele, twee letters. Omdat die twee eienskappe is, moet jy twee pare letters hê. Soos groot R, klein r en groot B, klein b, want beide ouers is heterozigoties. Maar die fenotipe vra hulle hierso vir jou. So in hierdie geval gaan die kleur die rooi wees, want dis dominant, en die vorm gaan rond wees, want dis dominant. So dit gaan rooi, ronde vrugte wees. Cool beans? Hierso vra hulle vir jou die genotipes van beide ouers, wel ek het sopas die genotipes vir jou gegee, want hulle sê beide ouers is heterozigoties, soos groot R, groot B, klein b, al die lettertjies in mekaar. Moenie kommas daar sit nie, want dit dui gewoonlik gemeente aan. Moenie 'n maal tussenin sit nie of 'n spasie nie, want dit teenwoordig altyd die kruising daarvan, so nee. Skryf dit almal aan mekaar vas, want ek het sommer nou doen dat julle sommer dit duidelik kry. Soos 'n groot R, klein r, groot B, klein b. Daar is jou antwoord. Alright, alles by mekaar. Chop. Number next, sit ons hierso met gee al die moontlike genotipes van die gemeente wat gevorm sal word. Wel, as ons nou net weer hierdie gaan sit, kom ons sit weer daar so groot R, kyk van nade weet. Kom ons vat geraas so groot R, klein r, groot B, klein b. Nou ja, jy hoef nie as jy kan net daai oorkruising doen, daar en dan daai en daai twee oorkruis met mekaar. Dan gaan jy sien jy gaan groot RB as 'n opsie, jy gaan groot R klein b as 'n opsie, jy gaan klein r groot b as 'n opsie en jy gaan klein r klein b as 'n opsie. En baie keer kry jy sulke tipe vrae. Ongelukkig moet jy al 4 korrek hierdie keer hê om jou dubbelpunte te verwerf, om daai punte te verdien. So right, please hou dit in gedagte. Hierdie vraagie, ek is nie so gaande oor die manier hoe hierdie vraagie gestel is nie. Omrede, as jy gaan kyk na die antwoord, sal maar reguit vir jou sê wat die antwoord is, en sal vir jou wys hoe om by die antwoord uit te kom. Die antwoord is 1 op 16. Nou right, daar staan daarom die woord waarskynlik. Nou jy moet altyd onthou dat die kruisings wat jy doen, wat Gregor Mendel vir ons in plek gesit het, as jy nou homozigoties met heterozigoties of twee heterozigotiese of twee homozigoties resessief of twee homozigoties dominante ouers met mekaar kruis, maak nie saak nie. Die antwoorde wat 'n mens altyd gaan kry, is 'n waarskynlikheid in persentasie. Kom ons vat geslagskoppeling, wat vir jou die maklikste gaan wees. As jy vat 'n X en 'n Y, jou kans dat jy 'n dogtertjie of 'n seun gaan kry, gaan 50% wees. Alright. Maar dis nie te sê dat as jy 2 kinders het, dat een van hulle 'n seun en een van hulle 'n dogter gaan wees nie. Daar's altyd 'n 50% kans waarskynlikheid dat dit 'n seun of 'n dogter gaan wees. Ons byvoorbeeld is 5 seuns. My vrou hulle is weer 3 dogters. So daai 50-50 sê nie altyd vir jou dat jy definitief 'n seun en definitief 'n dogter gaan hê as jy 2 het nie. So hou dit asseblief in gedagte. Alright. So ek sal meer verkies dat die antwoord wat die memorandum aanspreek as 1 uit 16, jy dit actually omskakel na die persentasie toe. Ek dink is 6, iets % as ek dit nou reg kan onthou.
Maar dit is wat ek gedoen het. So yes, maar hulle het hierdie ene as korrek aanvaar en tot op die einde van die dag as die kinders net skryf 1 ook as 'n antwoord, het hulle dit ook aanvaar op die memorandum dink ek. Maar soos ek sê, onthou dis nie te sê jy gaan dit hê in die nageslag nie, dis 'n waarskynlikheid. Maar vir jou om hierdie ding te gaan uitwerk, as jy dit nie uit jou kop uit ken reeds nie, moet jy nou hierdie geweldige groot Punnett diagram gaan opstel waar jy nou hierdie 4 verskillende kan ek sê kombinasies wat jy hier gehad het, groot R, klein b, klein R, groot B, verstaan, en klein R, klein b, en dieselfde hierdie kant toe af, onder toe, laat ek net gebeur af, as ek nou afgaan, gaan alles verdwyn seker, nee, nou wil ek nie saam afgaan nie, maar verstaan, en dan ook die ander gameete moet jy hierdie kant gaan insit, van die vrou, van die ander geslag, daai kan jy, kyk hoe dik is hierdie pen nou, so jy sit nou allemaal daar so in daarin, skies toch, hier is nou ding aan die onderkant, dat nie lekker inkom nie, maar dan moet jy hierdie kruisings oor en weer doen, dan gaan jy sien op die heel laaste ou kolommetjie wat jy daar so het, kom ons vat nou net een wat dan nou nie so dik is nie, genade, die heel laaste kolommetjie wat jy daar, blokkie wat jy gaan invul daar so, gaan jy klein r en 'n klein b. So uit al hierdie 16 wat jy gaan kry, so gaan net een van hulle homogoties resessief wees. En omdat daar 16 blokkies is dit 1 uit 16 uit. So ek sal net eerder wou gesê het, wat is die kans, die persentasie waarskynlikheid dat daar in die volgende generasie 'n geelpeervormige vrug sal wees. Alright. Maar hulle dit aanvaar 100%. Kom ons kyk aan. Wil nie te lank stil staan op hierdie nie. Maak jy skoon daar. Right, nou kom ons by hierdie perd 1.6. Nou 1.6 heel eerstens vra hulle vir jou identifiseer die diagram hierbo. Nou hulle is lief vir hierdie vraag ook. En dis 'n filogenetiese diagram. Jy hoef nie meer in die verlede het hulle gesê filogenetiese stamboom of filogenetiese boom of wat ook al, maar jy kan net sê dis 'n filogenetiese diagram. Ek dink hulle het net die woord filogeneties hierdie keer ook as korrek aanvaar, want die woord diagram is in die vraag. Okay, maar wees maar altyd volledig vir veiligheid man. Dan hoeveel genera word in hierdie diagram voorgestel? En verbasend het ek 'n paar kinders gehad wat dit verkeerd gehad het. Alright. Maar genera is waar die skeidings plaasvind. So met ander woorde, jy gaan daar op en daar is jou eerste scheiding. So daar's 1. Dan gaan jy daar op en daar's jou tweede scheiding. So daar's 2. Dan gaan jy daar op en daar's jou derde scheiding. Dan gaan jy daar op tot daar en daar's jou vierde scheiding. Dan gaan jy daar op en dan is jou 5de scheiding. So jy definitief 5 generasies wat ons hiervan praat. Wanneer volgens die diagram het Homo erectus uitgesterf? Nou obviously al wat jy daar moet doen is jy net jou linie half vat daarna en van daai punt af oortrek soontoe en jy gaan uitkom by 1 miljoen jaar gelede. So 1 miljoen jaar gelede. Volgende vraag hulle vir jou hierso, noem die mees onlangste gemeenskaplike voorvader van al die homo spesies. Nou ja, as jy gaan kyk daar's 'n homo spesie, daar's 'n homo spesie, daar's 'n homo spesie, daar's 'n homo spesie. So almal van hulle gaan terug. Daai perd en waar kom hulle uit? Hier by hierdie nommetjie. So daar's dit jou antwoord. Australopithecus africanus. Volgende een hierso noem die volgens die diagram hierbo een spesie wat moontlik deur Homo sapiens uitgekompeteer is. Weereens ek het kinders gehad wat dit verkeerd gehad het, wat ek nie verstaan nie. So hulle vra een spesie wat deur Homo sapiens uitgekompeteer is. Nou Homo sapiens het eers later ontwikkel. Daar's niks wat saam met Homo sapiens op hierdie tydlyn val, behalwe Homo neanderthalensis nie. So jy kan nie enigiets vat nie, want tyd wat Homo sapiens ontwikkel het al hierdie pere af onder toe, al hierdie manne hier onder. Hulle het almal al reeds uitgesterf. Maar Homo sapiens, volgens die evolusionêre tydlyn, actually vir 'n tydjie saam met Homo neanderthalensis hier gewees. En hulle reken as 'n kans dat ons hulle uitwissing veroorsaak het. Alright, number next. Ek dink ek het almal laaste beantwoord. Afdeling B vraag 2.1. So hierso sit hulle met die diagram toon 'n deel van die proses van proteïensintese. Weereens sê net vir jouself, proteïensintese bestaan uit 2 komponente uit. Transkripsie wat in die selkern plaasvind en translasie wat binne by die ribosome in die sitoplasma plaasvind. Alright, nou daar gee hulle klaar vir jou net 'n leidraad daar, ribosoom. Alright, so ons weet dit is translasie waarvan hulle hierso praat. Nou vra hulle identifiseer molekuul X. Molekuul X kan ek vir jou sê is 'n mRNA molekuul. mRNA molekuul. Okay?
Of jy kan sê mRNS ook, maak nie saak nie. Of jy nou DNA, DNS of RNA, RNS, dit gaan altyd aanvaar word op 'n memorandum, alright, maar moenie net die M vergeet in hierdie geval nie. Struktuur 1, as jy sien is daarso, nou onthou struktuur 1 verwys na hierdie stikstofbasisgroepe op die mRNA-kodon. So daai op die mRNA string. So daai ouetjie staan bekend as kodons. Of jy kan gesê mRNA kodons, hulle sou dit nie verkeerd gevat het nie. Maar daai se kodon, daai se kodon, daai se kodon. So hulle kon 1, 2 of 3 gevra het vir dieselfde antwoord. Beskryf die rol van molekuule Y tydens hierdie stadium van proteïensintese. Nou daar's molekuul Y is jou tRNA molekuul. Nou jy begin deur te sê tRNA bevat elkeen, kom ons maak sommer hier, ons vat 'n kalerase daar. So elke tRNA molekuul bevat sy eie spesifieke aminosuur. Daar's jou eerste punt, alright? Nou wanneer die antikodon wat daai gedeelte is van die tRNA molekuul, wanneer daai antikodon pas op die kodon van 'n mRNA, en daar het jy nog 'n ekstra 2 punte. As die antikodon van die tRNA molekuul punt pas op die kodon van die mRNA molekuul nog 'n punt. Verstaan? Dan los die tRNA sy aminosuur, los dit by die ribosome, waar dit dan met peptiedbindingkies aan mekaar geheg gaan word. Maar dis die rol van hierdie molekuul Y wat tRNA is. Kyk, die tabelle ondertoon die DNS-basis drietalle wat kodeer vir verskillende. Nou ek sê ook altyd my kinders, onthou, julle leer gewoonlik van die genetiese kode. Maar die genetiese kode is meestal, as hulle nie vir jou spesifiseer nie, dan word hierdie basis drietalle, is gewoonlik jou mRNA kodons. Maar gelukkig kan jy klomp T's hierso sien, klaar sommer sien, vir 'n geval jy daai misgelees het. Maar in hierdie geval, soos ek sê, kodeer hierdie DNA basis drietalle vir hierdie spesifieke aminosure. So jy moet dit eers omskakel na mRNA toe en dan omskakel na tRNA toe, afhangend van wat hulle benodig. Nou kom ons kyk gou hierso. Jy sê hulle vir jou gebruik die inligting in die tabel wat hierbo geskryf word. Skryf die volgorde van aminosure neer wat ooreenstem met strukture 2 en 3. So daar is strukture 2 en 3. Kom ons vat weer op koutjie hierso. Daar is hy. Dis 2 en 3. Nou kan ek vir jou sê, nou werk jy dit terug van mRNA af, werk jy terug na DNA toe. So daai ouetjie gaan CCC wees. En daai ouetjie gaan wees TAC. Jy maar nou skryf jy waarskynlik baie mooi. En al wat jy nou moet doen is jy gaan soek net die perde in hierdie kolom. Hoekom moet ons dit so toe omskakel? Want jou genetiese kode hierso is jou DNA basis drietalle. So jy moet die mRNA's omskakel na jou DNA basis drietalle toe. Alright. So as ons nou gaan soek vir CCC, so jy sien is glisien, daar is jou een antwoord, en TAC, daar is hy. Dis methionine. So daar is dit, glisien en methionine, so maklik soos dit. Dan vra hulle vir julle hierso 2.1.4 tydens die proses van proteïensintese was daar 'n verandering in die aminosuurvolgorde van histidien na glutamien. Verduidelik die moontlike rede daarvoor. Ook 'n vraagie wat baie voorkom. Man, ek sou sê 9 uit 10 vraestelle vra hulle hierdie vraagie. So leer hom nou maar net, in elk geval goed, dan het julle dit. Die heel eerste punt wat jy moet sê is dat 'n mutasie plaasgevind het. Alright, jy kry 'n punt. Al klink dit vanselfsprekend, moet jy dit neerskryf. Jy moet nooit aanvaar dat die merkers outomaties die goeders moet gaan aflei en dit vanselfsprekend aanvaar nie. Dit werk nie so nie. So jy sê daar so 'n mutasie het plaasgevind wat die volgorde van stikstofbasisse op DNA verander het. Alright, want onthou uiteindelik word jou DNA kode, jou DNA basis drietalle kodeer op die einde van die dag van aminosure. Maar dit is jou DNA templaatstring wat afgelees moet word, waarvan mRNA kodons gemaak moet word. So 'n fout op jou DNA templaatstring is wat die probleem lê en ons noem daai fout 'n mutasie. Alright? So 'n mutasie het plaasgevind vir een punt wat die volgorde van stikstofbasisse op DNA verander het van GTA na GTC. Alright? Want dit is wat die kodes is vir daai hormone wat jy geboor met die hormone, vir daai aminosure wat jy hierse kan optel in die kode. So in plaas van histidien wat GTA is, het jy nou glutamien wat GTC is. So dit verander dit van GTA na GTC toe. En dan vir jou laaste punt, moontlike potensiële punt, en veroorsaak
dat tRNA 'n ander aminosuur bring. So jy het 4 moontlike antwoorde daarso, waarvan jy 3, net 3 van hulle korrek moet hê. Alright. Dan beskryf die proses waardeur DNA 'n kopie maak van homself. So al wat jy hier moet net beskryf is DNA replisering. Dit is eenvoudig is dit. En jy weet die natuurlike vorm van DNA is 'n dubbele helix. So die eerste punt gaan wees vir die dubbele helix draai af. En dan jou waterstofbindings breek. Of jy kan sê dit rits oop. Okay, maar ek sal altyd gaan met die waterstofbindings breek. Om dan 2 afsonderlike stringe te vorm. Beide stringe in hierdie geval gaan optree as templaatstringe vir jou volgende punt, sodat jy komplementêre DNA-stringe kan bou. Alright? En dan gaan vrydrywende nukleotides in die nukleoplasma, volgende punt, gaan dan heg met hulle stuk aan die toepaslike stikstofbasisse, sodat jy 2 identiese DNA-molekules vorm vir jou laaste punt. Okay. So jy het 'n moontlike 6 punte wat jy daar sou wou. Actually meer, 1 2 3 4 5 6 7 punte, waarvan jy net 6 korrek hoef te gehad het om dit te kry. Maar DNA-replisering is 'n maklike proses man. Alright, 2.3. Nou vra hulle hierso bestudeer die stamboomdiagram van 'n familie waar sommige individue hemofilie het. Hemofilie is 'n geslagsgekoppelde afwyking. Nou hier sit jy, hier sê hulle vir jou. Dit is 'n geslagsgekoppelde afwyking. Onthou, julle leer net 2 geslagsgekoppelde afwykings. Ek dink hemofilie is een van hulle en die ander een is kleureblindheid. Alright. Want baie keer gee hulle kruisings waar praat van die man en die vrou en dan raak kinders die mekaar. Soos wat julle nou hier gaan sien. 'n Klomp van my kinders het die mekaar geraak. Maar hier sê hulle duidelik vir jou hier is 'n geslagsgekoppelde afwyking. Met ander woorde, daai letters waar hy allele voorstel vir hemofilie gaan slegs voorkom op die XX kromosome. Dit gaan slegs voorkom op die X'e. Hou dit in gedagte, want dit is geslagsgekoppeld. Alright, gaan nie op die Y's voorkom nie, net op die X'e. Kyk, die eerste vragie hierso vra hulle vir jou nou identifiseer die aantal generasies. Baie eenvoudig, kyk net hier na die kante. Daar het jy 'n klomp mense, daar het jy 'n klomp mense, daar het jy 'n klomp mense, daar het jy 'n klomp mense. So jy werk jy met 4 generasies, 1 2 3 4. Alright. So die ouers, hulle kinders en dan hulle het ouers geword en hulle kinders en hulle het ouers geword en hulle kinders, soos 4 generasies. Volgende enetjie vra hulle vir jou die aantal mans met hemofilie. Wel, hulle sê vir jou die kode. Man met hemofilie is 'n donker blokkie. Hoeveel donker blokkies sien jy? 1 2 3. Alright, kom ons skryf dit in vir geval jy dit mis. Daar's 1 2 3. So dis 3 mans. Volgende enetjie, skryf al die moontlike genotipes van die volgende individue hoor. Ek hou mos van hierdie goeters. Nou ja, as 'n man hemofilies is, die enigste opsie wat hy man kan wees om hemofilies te wees is X. So julle sien, onthou hierdie geval sê hulle vir normale bloedstolling en H hemofilies. Nou daar sê hulle die perd het hemofilies, so hy moet 'n klein H daar hê met 'n Y. Alright. So al die mans in swart blokkies gaan daai spesifieke genetiese kode hê. Alright, so hou dit asseblief in gedagte. Of genotipes. Dan ENID is die volgende enetjie wat jy daar so het. Nou ENID kan ek nou vir jou sê, een van ENID se kinders is daai perd daarso. En ek het nou vir jou gesê daai is dit. Bom 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 plus Y. Alright? Maar die ander enetjie van ENID sê hulle vir jou is 'n normale man. Okay? So met ander woorde daai perd is dit wat jy daarso het. So met ander woorde daai perd is ook normaal. So daai ou moes dit gewees het. So die enigste manier hoe jy 'n resessiewe eenheid daarso gaan kry is as ENID dit is. Daai en dan X met 'n klein H. 100%. Alright. En dit is waar daai klein H, so met ander woorde as daai spesifieke alleel wat op 'n spermsel voorkom. Ag, ENID gaan nou meisiekind wees as daai spesifieke allele op die eiersel gaan voorkom en kombineer met 'n spermsel met daai ouetjie, dan gaan jy vir Mr. Goliath kry. So die enigste opsie wat ENID kan wees is daai enetjie. En dan Clarence aan die ander kant. Clarence is baie maklik, hy's 'n normale man. Enigste manier hoe 'n man normaal gaan wees in hierdie geval is as hy X hoofletter en dan 'n Y is. X hoofletter H met 'n Y. Kyk, weer lyk nou die mekaar, maar gelukkig jy mos nog gevolg van die begin af. Kyk, 2.4.
Nou sê hulle hierso van piebaldisme is 'n genetiese toestand wat gekenmerk word deur 'n persoon met wit hare en dan piebaldisme word beheer deur 'n dominante alleel H. Nou dis waar ek nou van gepraat het. Net voor dit was daar 'n vraag oor genetiese kode gewees. 'n Klomp van my kinders het nou net, en weer eens omdat hulle nou ewe skielik dieselfde letter H's gaan gebruik het my kinders sit in neekies so met X en H's en dit het baie lekker gaan nie bede. Maar dit is nie 'n geslagsgekoppelde afwyking nie. So ek weet nie waarom die kinders dit doen nie. Dit is nie gestel nie dat dit 'n geslagsgekoppelde afwyking is nie. Dit is net 'n gewone kruising, maar soos ek sê, ongelukkig het daai letter H nou weer vir die kinders uitgegooi, want die vorige voorbeeld het ook gebruik van die letter H en toe was dit 'n geslagsgekoppelde afwyking. So maar lees dit mooi. Dis mos net twee wat jy moet ken. Hemofilie of kleurblindheid, of hulle sê dit vir jou pertinent binne 'n vraag dat dit geslagsgekoppeld is. Maar as dit nie is nie en is nie hemofilie en kleurblindheid is, jy moenie net aanvaar dat dit geslagsgekoppeld gaan wees nie. Nou sê hulle gebruik jy genetiese kruising met moontlikheid te wys wat die genotipe van die kinders gaan produseer. Met ander woorde, wat jy basies hier moet doen is 'n gewone kruising. Alright, 'n gewone kruising. En ek kan nou vir jou sê die individu, omdat dis hare wat wit gevlek is met hare wat ook wit gevlek is. Wat jy gaan kruis met mekaar. Dis sê hulle piebaldisme dit dominante alleel H, 'n man met wit vlekhare en 'n vrou met wit vlekhare het twee kinders. Alright. So wat jy hierso gaan doen is jy gaan twee heterozigoties hê, omdat piebaldisme die wit vlek is. Dat piebaldisme beteken die wit vlek en dit is dominant. So vir die man om 'n wit vlek te hê, moet dit sy paar wees, sy alleelpaar wees, en vir die vrou moet dit presies dieselfde wees. So dis die heterozigoties wat jy hierso gaan hê, né? Heterozigoties. Beslis. So dis die kruising wat jy gaan doen. En al wat jy dan moet doen is, ek gaan nou net een boontoe, want dit is 'n bietjie meer spasie in die boonste een, dit lyk 'n bietjie beter daarso. Ag, hierso. Waar's hy lekker spasie wat as jy gehad het nou hierso. So nou kan ek jou kruising dood eenvoudig doen, maar om te begin met jou P1 en jy skryf dit uit. Ek wil net te veel skryf want ek skryf baie lelik. P1 genotipe en jou P1 fenotipe. Jy skryf dit uit. So daar's is hy. Groot H, klein h, maal groot H, klein h, boom shakala, en jy gaan 'n punt kry daarvoor. Los hande. Hierso kan jy sê hare met wit vlek dit en hare met wit vlek dit. En jy gaan 'n punt kry daarvoor. 100%. En dan gaan my hose mos plaasvind, né? My hose vind dan plaas en jy skryf dan hierso my hose lekker. En dan gaan my hose skei mos nou daai alleelpare. So dit gaan H wees, klein h en dit gaan H wees, klein h. Alright, en jy skryf sommer al langs in hakies gamete. Boom, want dis wat my hose produseer. Boom. Dan skryf jy daarna bevrugting. Want dit is wat ons nog geplaas vind. Een van hierdie gamete met hierdie spesifieke alleel op gaan ons nou tydens bevrugting met een van die met die eiersel met een van hierdie twee op versmelt. So dan gaan bevrugting plaasvind. As jy my hose en bevrugting in het, kry jy volgende punt. Maar beide moet daar staan en dit moet in die korrekte plekke ook staan. Hou daai asseblief in gedagte. Dan kan jy 'n oor en weer kruising gaan doen of jy kan 'n Punnett-diagram gaan opstel. Nou, ek gaan nou sukkel met 'n Punnett-diagram nie. Ek like hierdie oorkruisingsmanier, is baie vinnig vir my. Doen daai ouetjie met daai ouetjie en daai ouetjie met daai ouetjie. So ek kan nou sommer sien hier so my F1 genotipe. En jy skryf dit dan neer. F1 genotipe. Gaan jy groot H, jy gaan 'n groot H, klein h, om daar nie komma in te sit. Dan gaan jy klein h, groot h, maar sit die groot H altyd eers, dis mooier so, en dan 'n klein h. Boom. Nou kan jy punt kry daarvoor ook, maar omdat jy P1 en F1 neerskryf, weet dat dit deel is van die kruising, kry ook 'n punt daarvoor. Genade. En dan kan jy die F1, vat ek sommer 'n dikker pen, die F1 fenotipe gaan neerskryf. Onthou hierdie verhouding wat jy daarso sien so interessant, dit is 1 tot 2 tot 1. 1 groot H, 2 groot H, klein h's en 1 klein h. Maar in die uitdrukking van die fenotipe gaan dit die wit vlek gee, dit gaan die wit vlek gee, dit gaan die wit vlek gee. So jy 3 wat die wit vlek gaan gee teenoor 1 wat nie die wit vlek gaan gee nie. Kwai? Alright, en daar het jy dit. As jy eenvoudig soos dit, en daarvoor natuurlik gaan jy ook dan 'n punt kry. Sweet. Kom ons gaan aan.
weet ek spandeer baie tyd, maar hierdie vraestel vat 'n bietjie meer tyd om dit te verduidelik. Ons het nou hom klaar gemaak, né? OK. 2.5. Hier vra hulle vir jou, die diagram verteenwoordig 'n fase van meiose. Hulle sê vir jou dis meiose. Identifiseer strukture gemerk W, daai is 'n sentriool, of jy kan sê 'n sentrosoom. Okay, nie 'n sentromeer nie. Sentromere is hier by jou kromatides, heg jou kromatides aan mekaar. Soos 'n sentrosoom of 'n sentriool. X kan jy sê spoeldrade, spoelvesels of myofibrille. Identifiseer die fase hierbo. Nou hier kan jy duidelik sien, die ouens is besig om van mekaar af, daar het jou ewenaar gelê, hierdie ouens is besig om van mekaar af weg te trek. En waar hulle wegtrek van mekaar af, en onthou, jy sit met wat trek weg van mekaar af? Kromosome trek weg van mekaar af. Met ander woorde, toe hierdie ouens by mekaar gelê het op die ewenaar, was hulle 'n homoloog kromosoompaar, en nog 'n homoloog kromosoompaar, en nog 'n homoloog kromosoompaar. So nou dat hulle wegtrek na die verskillende pole toe deur die spoeldrade wat verkort, is dit kromosome wat opbeweeg. En dit gebeur tydens anafase 1. Alright, maar jy moet die 1 daar sit vir jou punt. Net anafase beteken dis mitose. Hou dit in gedagte. Dan aan beneden, noem waarom hierdie sel nie 'n menslike sel verteenwoordig nie. Wel 'n menslike sel gaan jy sit met 23 van hierdie homoloog kromosoompare wat op die ewenaar gaan rangskik. Alright. Maar hierso sit jy net met 3. So dis te min. Okay? Jy kan sê, want die diagram stel net 3 kromosome voor, of waar die mens 23 pare het. So asseblief, hou dit in gedagte. Dis nie die regte kromosoom getal nie. Cool beans. Of jy kan sê, daar kom net 6 kromosome hier voor, in plaas van die menslike 46. Noem waarom hierdie sel, okay, blablabla, verduidelik die bydrae wat die vorige fase tot natuurlike seleksie het. En dit het 'n paar kinders ook uitgegooi. Onthou, as jy anafase 1 korrek geïdentifiseer het, beteken die vorige fase is metafase. Dis metafase 1. En tydens metafase 1 gaan rangskik jou kromosome of jou homoloog kromosoompare gaan rangskik op ewenaar, maar hulle gaan rangskik likraak op die ewenaar. Okay, met ander woorde, daar's 'n willekeurige rangskikking van kromosome op die ewenaar. En dit gaan jou eerste punt wees as jy dit gaan skrywe. Jou tweede punt gaan wees is dit daai likrake rangskikking op die ewenaar lei tot nakomelinge of verskillende, hoe kan ek sê, genetiese verskille in die selle. Dit lei dan tot 'n verhoogde genetiese variasie binne hierdie bevolking. En ons weet tog self dat sommige individue as gevolg van variasie in die natuur gaan gunstige kenmerke toon, terwyl ander individue ongunstige kenmerke gaan hê. En wanneer die omgewingstoestande verander, gaan diegene of die individue met die gunstige eienskappe oorleef, terwyl diegene met die ongunstige eienskappe uitsterf. So daar het jy 'n moontlike 2, 4, 6, 7 punte wat jy kon gekry het, waarvan jy net 6 hoef neer te skrywe. So ja, dit is die manier hoe jy daai vraagie beantwoord. 2.6 sit ons hierso met die diagramme hieronder verteenwoordig die verspreiding van kromosoompaar 21 soos dit voorkom in gemete aan die einde van meiose 2. Alright. Verduidelik waarom die gemete wat deur diagramme C en D voorgestel word geen kromosome bevat nie. Nou, jy kan duidelik agterkom, jy is veronderstel om 1 in elke geslagsel te hê aan die einde van meiose 2. En wanneer jy dit nie het nie, beteken dit dat iewers nie disjunksie plaasgevind. So dis sommer wat jou eerste punt is. Jy sê daarso, nie disjunksie van 'n kromosoompaar het plaasgevind tydens anafase 1. Okay? As dit tydens anafase 2 plaasgevind het, sou jy in een van hulle dubbel gehad het, verstaan, maar jy sal ten minste enkeltjies gehad het in van hulle, maar nie soos wat dit hier aangedui word nie. Alright. By tydens anafase 2 is ons nou 1 kromosoompaar wat nie verdeel nie. So jy gaan nie so 1 kry, jy gaan 'n dubbel kry, dan gaan jy enkel en een met niks inkry nie. Maar as jy 2 het met niksie, beteken dit daai nie disjunksie het tydens anafase 1 nie plaasgevind nie. So met ander woorde, 2 kromosome het na 1 pool toe beweeg. En dan geen het na die ander pool toe beweeg nie. En dit is wat jy hierso sien.
Alright, so 2 kromosome het nou beweeg na die pole toe, as gevolg van die disjunksie wat plaasgevind het, terwyl niks na die ander pole toe beweeg het. En dit is waarom jy sit met 2 geslagscelle met niks in nie. As gemeet A betrokke is by bevrugting, beskryf hoe dit tot Down-sindroom kan lei. Alright, A is nou hierdie perd met die ekstra kromosoom. So omdat hy 'n ekstra kromosoom het, beteken dat die gemeet gaan 24 kromosome hê, of 'n ekstra kromosoom. En wanneer dit 'n normale eiersel gaan bevrug, of 'n gameet met 23 kromosome, gaan die sigoot 3 kromosome op posisie 21 hê. Okay, wat beteken 'n totaal van 47 kromosome. 2.6.3 as gevolg van die proses van oorkruising, lyk die kromosome in diagram A en B verskillend van mekaar. Identifiseer die fase van meiose wat tydens oorkruising plaasvind. Dit vind in proeffase 1 plaas. Beskryf die gebeure tydens oorkruising. Julle moet sê, kom ons vat sommer kom ons vat teken sommer gou 'n prentjie. Kom daar is nou, die ding is nou dik, ewe skielik. Daar is hy. En sê nou maar daar was ons een paar, daar's 'n paar, daar sit hulle sentromere aan, daar's ons een homoloog kromosoom paar en daar's teken sommer nog eenetjie hierso. Teken sommer 2 homoloog kromosoom pare. Nou om daai vraag te beantwoord vir 3 punte, moet jy sê, omdat oorkruising gaan nou hier plaasvind in hierdie homoloog kromosoom pare, moet jy sê dat die binneste aangrensende kromatides, daai 2 aangrensendes, hulle gaan mekaar oorkruis of mekaar kruis. Maar jy gaan 'n punt kry vir die feit dat jy dit identifiseer as aangrensende kromatides. Okay? Daai punte van oorkruising wat ook likraak is, dit staan bekend as 'n chiasma. So heel eerstens punt vir aangrensende kromatides en dan 'n tweede punt vir chiasma. En dan by daai punte, dit is waar uitreiling van genetiese materiaal plaasvind op DNA segmente vir jou derde punt. Nou is hy. Nou kom ons kyk na vraag 3 toe. Net ek ook 'n paar keer lekker gelag vir sekere antwoorde wat kinders geskryf het. Maar jy kan gaan deurlees hierse onkruidse probleem by boere, blablabla, die boere spuit die lande met chemikalieë. Sommige onkruid het 'n hoër weerstand teen onkruiddoders en dan luister hierso vir jou. Tipe onkruiddoders en tyd wat dit die onkruid geneem het om weerstand te ontwikkel oor jaar. Okay? Nou sê hulle hierso weer identifiseer die onafhanklike veranderlike. Nou hierdie is 'n baie maklike vraagie. Om punte te kry. En snaaks genoeg is dat steeds kinders dit mekaar raak. As jy 'n tabel het, dit wat jy voor die tyd weet en dit wat gewoonlik eerste aangedui word in 'n tabel, die inligting, is jou onafhanklike veranderlike. So in hierdie geval is dit die tipe onkruiddoder, want dit is wat ons weet voor die tyd. Ons gaan daai gif gebruik. Maar wat ons nie weet voor die tyd nie, en dit is ons afhanklike veranderlike dan, is hoe lank dit vat in jare vir daai onkruid om 'n weerstand te ontwikkel teen die onkruiddoder. So onafhanklike veranderlike gaan ons tipes onkruiddoder wees en afhanklike veranderlike hierso gaan ons tyd wees wat dit vat om 'n weerstand te ontwikkel. Nou sê hulle so noem die onkruiddoder ook maklik waarteen die onkruid die vinnigste weerstand ontwikkel het. Die vinnig dit moet hierdie perd wees want hy binne 7 jaar boms. Daar sê jy sien, binne 7 jaar. Kyk nou hoe verhighlight die ding als. Daar staan dit 7 jaar. 7 jaar is mos nou die kleinste, so dit beteken is die vinnigste. Dan vra hulle wat dit vir die langste tydperk effektief gebly het. Nou, jy kan sien 26 jaar. Bietjie langer as 25, 1 jaar langer. So dit is daai is jou eerste antwoord en daai gaan jou tweede antwoord wees. Okay, A en dan B. Volgende enetjie vra hulle vir jou, die wetenskaplikes het dieselfde onkruidspesies gebruik toe weerstand teen die verskillende onkruiddoders ondersoek is. Beskryf vir die wetenskaplikes die weerstand van die onkruid teen onkruiddoders sou bepaal. Dit is eintlik so 'n maklike antwoord. Maar ek weet baie kinders oordink van hierdie goeters. Al wat jy hoef te gesê het, is hulle gou sou die onkruiddoder toedien en kyk wanneer die onkruid doodgaan of hoe lank hulle vat om te oorleef of hoe lank hulle fisies oorleef. So maklik is dit. So dien die onkruiddoder toe en kyk hoe lank hulle oorleef of kyk hoe vinnig hulle doodgaan. Dit is hoe hulle dit bepaal. Dan verduidelik hoe die gebruik van verskillende onkruidspesies die geldigheid van die ondersoek verbeter het. Dieselfde onkruidspesie. Onthou jy beperk die hoeveelheid veranderlikes deur dit te doen. So in hierdie geval is dan net een veranderlike en daai een veranderlike wat jy toets is die tyd wat dit dan vat. Maar as jy nou verskillende onkruiddoders vat, het jy 'n bietjie probleem want jy het verskillende onkruide onkruidspesies
Want jy gaan onkruidspesies hê wat verskillend gaan reageer op hierdie verskillende onkruiddoders. So die geldigheid is sodat jy dieselfde onkruid gebruik en dit deur verskillende onkruiddoders behandel. Alright, sodat net die onkruiddoders die veranderlike is. Trek 'n kolomgrafiek. Alright, ek gaan nie nou die grafiek trek, jy kinders kry dit baie maklik gewoonlik reg. Asseblief onthou net 'n kolomgrafiek, net vinnig net hierso 'n kolomgrafiek is, ek weet my kolomme gaan nou baie lelik wees, maar nommer 1 is jou kolomgrafiek. Jou spasies moet dieselfde wees, asseblief. En dan moet spasies tussenin wees. Daai afstand tussen jou y-as en jou eerste kolom maak nie saak nie, solank die afstand tussen jou afsonderlike kolomme dieselfde is, asseblief. Maar dan moet spasies wees. As hulle aan mekaar vas is, as jy dit gaan teken en jou kolommetjies is aan mekaar vas, dan teken jy 'n histogram. Maar hulle vra hierso 'n kolomgrafiek. Okay, so daai is te maklik. Ek gaan dit nou nie doen nie, dis eenvoudig. Dan 3.2.1 noem 2 bronne van stamselle. Wees asseblief versigtig. Ek weet daar's baie kinders wat by my geskryf het, wat hulle geskryf, nie beenmurg nie, hulle skryf rugmurg. Okay? Rugmurg, maar jou antwoord is beenmurg. Ek weet nie of jy stamselle kan onttrek uit rugmurg uit. Daar's te veel makliker maniere. Spinal taps, baie seer, dier en so aan. So ek weet in elk geval waar stamselle daar gaan wees waar die mense harvest die. Maar ek weet hulle onttrek dit uit fetusse uit naalstringe uit amniotiese vloeistof uit die embrio uit beenmurg uit, of jong weefsels wat besig is om te herstel ook, wat ontwikkeling ondergaan. Stel is nie herstel nie, maar wat ontwikkeling ondergaan. So asseblief, wees net opwees. Hulle vra hierso vir jou vir 2 bronne. So die maklikste is altyd net om te skryf fetus of naalstring of embrio of beenmurg. Maar moenie nie aan snaakse antwoorde gaan skryf nie. Gebruik enige 2 van daai 4. Noem 1 ander gebruik. Wel, jy kan dit gebruik om weefseltipes te ontwikkel, met ander woorde tydens die herstel van beskadigde weefsels. Jy kan dit gebruik vir terapeutiese doeleindes. Jy kan dit om ruggraatbeserings te behandel, of jy kan gekweekte weefselkulture om vleis te vorm. Alright, so ja, daar's 'n hele paar goedjies. En dan sê hulle, skryf die verhouding in die eenvoudigste vorm van stamselle. Nou wie jy daar is, ek verstaan nie kinders wat die goed verkeerd kry nie. Daar sê hulle van kanker, okay, verhouding van kanker, vergelyking met hartsiektes, daar's hartsiektes. So ons sit hier met 450, ek gaan op my mooiste probeer skryf, teenoor 150. Okay, daarvoor gaan jy 'n punt kry. En as jy dit vereenvoudig, dan gaan jy 3/1 kry. Pops, en daar is jou volgende punt. Hoekom 3/1? Want 150 gaan in homself in 1 keer, bom, en 150 gaan in 450 3 keer in, bom. Kwai. 2 puntjies. Dan 'n groep leerders het die frekwensie van dominante en resessiewe kenmerke in hulle skool ondersoek. Hulle hipotese was, daar sal meer, met ander woorde, dis hulle skatting, dis hulle veronderstelling. Daar sal meer leerders met dominante kenmerke as leerders met resessiewe kenmerke wees. Kenmerke hieronder is in 200 leerders ondersoek, 200 leerders. Dominante kenmerke is wat hulle gesoek het, en natuurlik resessiewe kenmerke. En hier sê, aantal leerders, dominant 60, maar 140 was resessief. Hier is 28 dominant, maar 172 was resessief. Vir die punkie 15, dit. Nou vra hulle, noem enige 2 beplanningsstappe. Nou, daar is 'n hele paar beplanningsstappe wat jy altyd kan gaan neerskrywe. Maar weer eens sê ek vir my kinders, gewoonlik is jou eerste een, veral as jy by 'n instansie 'n ondersoek doen, moet jy toestemming vra. Dit is altyd maklik om daai eerste stappie te gaan kry, van toestemming gaan vra. En die tweede ding wat jy ook kan neerskrywe, is besluit op jou steekproefgrootte. Hoeveel mense jy gaan gebruik in hierdie spesifieke ondersoek. Besluit op wie jy gaan gebruik. 200 leerders van watter graad? Gaan hulle almal mans wees? Gaan hulle seuns en dogters wees? Gaan hulle graad 8 tot 10 wees? Gaan hulle net graad 9's wees? Verstaan? Besluit op watter steekproef jy selekteer jou steekproef. Dan ondersoekers kan ook leer van die eienskappe, okay, wat jy moet gaan ondersoek. Jy moet weet waarvoor om te gaan kyk. Okay, dit gaan ook in 'n beplanningsstap ook wees. En dan kan jy ook besluit hoe jy die resultate gaan opteken. Maar ja,
is gewoonlik lekker vraagie wat kinders nie behoort verkeerd te kry nie. Verduidelik waarom dit nie nodig is om ouderdom in hierdie ondersoek te beheer nie. Dood eenvoudig, want ons werk met hierdie kenmerke. Dit is kenmerke waarmee jy gebore is. Alright? Dit is genetiese kenmerke wat oorgedra word van jou ouers af en dis nie iets wat ontwikkel met ouderdom nie. Okay, dis daai antwoord. 3.3 noem een manier waarop die leerders betroubare resultate verseker het. Betroubaarheid sê ek weer vir julle, 2 antwoorde: steekproefgrootte of monstergrootte en herhaling. In hierdie geval is dit die feit dat hulle 200 leerders ondersoek het, wat 'n groot steekproef is. 200 leerders. Daar is jou antwoord. Sal die leerders hulle hipotese aanvaar of verwerp? Wel, die man het gesê dat gaan meer dominante kenmerke wees. En kan duidelik sien jou resessiewe kenmerke is baie meer as jou dominante kenmerke wat jy daar het. So jy verwerp dit. En nou vra hulle net vir jou verduidelik jou antwoord op vraag 3.3.4. Wel, hulle verwerp dit, want baie meer leerders het resessiewe kenmerke getoon, punt, as dominante kenmerke, punt. Daar is jou 2 punte wat jy kry. Noem die tipe variasie. Nou mense, julle leer van 2 tipe variasies. En daai tipe variasies is kontinue variasies en diskontinue variasies. Alright. In hierdie geval werk ons met 'n diskontinue variasie. Alright, met ander woorde, okay, nou vra hulle sommer vir julle die rede ook daar, gee rede vir die feit dat jy sê dis 'n diskontinue variasie. Party boeke praat ook van deurlopend en nie deurlopend. Okay, kontinue, deurlopend, diskontinue, nie deurlopend. So, maar dit is 'n diskontinue variasie wat jy hier sê het, of nie deurlopend. En jou rede daarvoor is want daar's geen intermediêre fenotipe nie. Dis of dit, of swart of wit. Dis julle met my. Daar's nie grys 'n hele spektrum tussenin nie. Terwyl jou kontinue variasies, soos die gewig van babatjies by geboorte, velkleur byvoorbeeld, het 'n hele spektrum van fenotipes vir daai spesifieke eienskap, maar hierdie nie. So dis diskontinue. Of die oorlop is dit, of die pinkie is dit, of die pinkie is dit. Daar's nie tussenvorme nie, intermediaires nie. Dan 3.4 is derde laaste vraagie, beskryf die proses van spesiasie. Dis 'n given. Dis 'n given dat jy hierdie vraagie gaan kry. Absoluut. En dit bly altyd dieselfde deur geografiese isolasie. En dit begin altyd deur te sê as 'n bevolking van 'n enkele spesies geskei word. Omdat dit is die bevolking wat geskei word, nie die spesies wat geskei word, die bevolking word geskei. Punt. Alright, jy kan sê deur 'n geografiese versperring, maar hulle meld dit hierso aan. Dan verdeel die bevolking in 2. Dit klink logies, maar skryf dit neer. Alright, so 'n bevolking van 'n spesies word deur 'n geografiese versperring geskei. Punt. Die bevolking word in 2 verdeel. Punt. Derde punt, daar's geen vloei tussen hierdie 2 bevolkings nie. Tussen die 2 groepe nou nie. Geen vloei nie, want daar's 'n versperring. Okay? En omdat elke bevolking aan verskillende omgewingstoestande blootgestel word, punt, vind natuurlike seleksie tussen hierdie 2 bevolkings afsonderlik of onafhanklik plaas. Nog 'n punt. In so 'n mate dat die individue nou baie van mekaar gaan verskil. Punt. Genotipies en fenotipies. Nog 'n punt. Selfs al sou hierdie 2 bevolkings dan by mekaar weer uitkom of meng, nog 'n punt, sal hulle nie weer in staat kan wees om te kruissteel nie. Want omdat dis mos die definisie vir 'n spesies. Daai nie kruissteel nie, nog 'n punt. En dan die laaste punt. En nou sit jy met 2 bevolkings met verskillende spesies vir jou laaste moontlike punt. So jy kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moontlike punte gaan neerskryf en daarvan jy net 7 hoef te geskryf het om jou punte te kry. Alright, 3.5.1 noem een kenmerk rakende die hand wat Afrika ape met mense deel. Die maklikste is altyd om te sê die opponerende duime. Dis die eerste ding wat altyd vir my voor die hand liggend is die opponerende duime wat hulle het daar, maar naakte vingerpunte kon jy geskryf het, feit dat daar vingerafdrukke is, die feit dat dit 5 vingers op pendactyl is, maar naels in plaas van kloue. So yes, maar gaan altyd vir die mees obvious goeders man. Dis altyd die maklikste. Dan tabuleer 2 verskille. Jy kan sien weer en stel dit 5 punte, want jou tabelletjie gaan altyd 1 punt wees en hier's bitter baie wat jy hier kan gaan neerskryf. Bitter baie. Alright.
maar dit gaan net oor die skedels. So moenie net gaan praat oor die heupe en die wervelkolom wat die een C-vormig is, aan die een S-vormig en niks met daai goeters uit te wy nie, of die een voet wat 'n brug het en die ander een. Dit gaan oor die skedels. Alright, maar hulle tabuleer twee verskille. So jy kan sê die een het 'n klein, nadat jy jou tabel opgetrek het, die Afrika aap het 'n kleiner kranium en mense het 'n groter kranium. En dit is outomatiese aanduiding op kleiner breinkapasiteit. Moenie sê kleiner brein nie, jy kan nie die brein sien nie, maar die aanduiding van die kranium, omdat dit jou brein huisves, kan jy sê het 'n kleiner breinkapasiteit, mense het 'n groter breinkapasiteit, maar dit is nog steeds vir dieselfde punt. Alright, dan wenkbrauruwe is meer prominent by Afrika ape, terwyl by mense is dit minder prominent. Dit is nie so goed ontwikkeld nie. Groot slagtande kom by Afrika ape voor, terwyl mense klein slagtande het. Verhemelte is lank en reghoekig, mense het 'n C-vormige verhemelte. Prognatisme, met ander woorde uitstaande kake by ape, terwyl prognatisme nie voorkom by mense nie, of minder prognaties is. Afrika ape het 'n kraniale rif, of hulle sterk kaakspier om aan te heg. Mense het nie 'n kraniale rif nie. Die skuins gesig, terwyl mens 'n plat gesig het. So jy kan, daar's so baie, daar's 'n ken wat nie ontwikkel is by Afrika ape nie, terwyl mense 'n duidelike ken het. Daar's ook spasies tussen die tande van ape, terwyl mense nie daai spasies het nie. Ons praat van diastema, né? So diastema is die spasie tussen tande, terwyl diastema nie voorkom nie. So daar is so baie wat jy kan neerskryf. Gee twee kenmerke van die pelvis van 'n tweevoetige organisme. Wel, tweevoetig, dis kort en breed. Alright, kort punt en breed. 'n punt wat jy raai het. En dan die laaste enetjie is 3.6, as jy uit Afrika uit hipotese uit. En die eerste enetjie vra hulle vir jou daarso, noem die soort genetiese bewyse wat gebruik word om jy uit Afrika uit hipotese te ondersteun. Dis mitokondriale DNA, jou MT-DNA, mitokondriale DNA. En dan hierdie ouetjie beskryf hoe fossielbewyse van die Homo genus gebruik word om jy uit Afrika hipotese te ondersteun. So hier moet jy mooi luister. Fossiele van Homo habilis word slegs in Afrika ontdek. 'n punt. Die oudste fossiele van Homo erectus is in Afrika gevind. Punt. Terwyl jonger fossiele van Homo erectus in ander dele van die wêreld gevind word. Punt. Die oudste fossiele van Homo sapiens word in Afrika gevind. Punt. Terwyl die jonger fossiele van Homo sapiens in ander dele van die wêreld gevind word. Punt. Dan kan jy ook vir 'n addisionele punt skryf, alle Homo genusse van Homo habilis af vorentoe word slegs in Afrika ontdek. Alright, en dis die einde van my vraestel. Ek wens vir julle alle sterkte toe vir die einde van die jaar. Cheers hoor.